Lorika, slaap uitstel. Dit voel amper instinktief weet ons wat dit is, maar ek dink kom vir net vir ons almal wat dat ons op dieselfde bladsy is. Waaroor gaan ons vandag gesels? Ons gaan vandag gesels oor waakuitstel of die lokval wat ons vir onsself stel elke aand om te verhoed om te gaan slaap. Ja, Is meeste van ons doen ons dit? Is ons almal so half in 'n patroon om onsself bietjie uit te stel om te gaan slaap? Is dit wat ons doen, selfs al is ons so moeg? ja, selfs al is jy moeg. Jy neig om dan in elk geval of jy weet dit gebeur gewoonlik tydens slaaptyd waar ons doelbewus laat in die bed gaan klim of laat opbly want ons is so desperaat om beheer terug te neem van ons dag en om ek tyd in te win of op te bou en te voel dat ons trou gebly het aan onsself op 'n tyd van die dag. So ons bly wakker om in beheer te voel en te voel daar is 'n deel wat ons nog steeds vir onsself gee. En ek neem aan Ja. die rede hoekom ons hieroor gesels is omdat hierdie is nie noodwendig 'n positiewe ding nie. Dit is nie noodwendig 'n positiewe ding nie, maar dit is nou een van daai wat ons bietjie van 'n double-edged sword het, want dit kan 'n goeie ding wees mits jy dit reg bestuur, maar dit kan ook baie sleg wees as jy natuurlik jou slaaptyd so erg belemmer dat jy die volgende dag nie kan funksioneer nie. So dit is 'n realiteit. Ek dink op 'n manier doen almal waakuitstel op 'n op 'n sekere vlak. En as jy dit kan bestuur waar jy nog steeds 'n normale gesonde tyd in die bed kom en jou 7 tot 8 ure geslaap gekry het en jy die volgende dag goed kan funksioneer, dan is waakuitstel nie 'n probleem nie, maar dis maar soos alles wat ons bespreek, jy weet, op Wie is ek, is wat doen ons om onsself te eer, maar tog binne die perke waar dit nie ons lewens negatief beïnvloed nie. Wel, daar vra jy my volgende vraag dan nou. Daar kan jy dit dan nou sommer vir Hmm. ons beantwoord. Ja. So, jy sien wat interessant is, as jou lewe vol werk of kinders of boodskappe of eindelose verpligtinge is, dan gaan jy uit die aard van die saak daai intense behoefte het om beheer terug te neem en om jou eie tyd, jy weet, terug te koop en net te voel of jy jouself weer kan herkalibreer. Nou die dag stuur iemand vir my 'n boodskapie net met sulke eentjies, so 'n klomp eentjies langs mekaar en toe besef ek, o, dis net om die eentjies in 'n ry te kry of die varkies weer op hok te kry of wat ook al 'n mens dit wil noem, nê. Jy weet dan vra mens jouself af, waarom doen ons dit? Jy weet dat jy voel asof jy nie tyd met jouself gespandeer het tydens die dag nie, of jy sukkel om grense tussen werk en rus te stel. Dit is baie baie waar wat hier gebeur. As jy sukkel om af te skakel, dan wanneer jy wel wil afskakel, gaan jy gewoonlik in problematiese patrone in die aand en ons gaan nou oor dit gesels. Wanneer jy angstig voel, jy weet oor die volgende dag en jy vermy eintlik om te gaan slaap. So dit is baie algemeen. Waar jy nie wil gaan slaap nie, want jy weet wat vir jou voorlê die volgende dag. En dan jy weet, nagtyd word ook natuurlik geassosieer met daai vryheid en daai autonomie. Ek wil iets anders hier bysit. Jy weet, meeste mense se breine is deur die dag so oorgestimuleer dat wanneer die ligte begin donkerder word en die verkeer by jou huis begin sagter word en almal begin regmaak vir bed, dan is dit asof jou brein net kans kry om te prosesseer en te liaseer en net sin te maak van die dag. En dit gaan daaroor om daai plekkie te skep vir jou brein om dit te doen, maar ook dan te vir jou brein te kan sê, luister brein, dis nou ook tyd vir slaap. Ons het nou 'n bietjie geprosesseer, maar ons gaan nou 'n bietjie slaapies. So ek kan nou hier al aanneem, okay. So ons moet vir ons die balans vind met slaaptyd. Want ons hoor Hmm. gedurig, en dit is natuurlik, neem ek aan, gaan so hier inkom. Ons hoor gedurig, skermtyd, al daai, jou brein moet dit die dag prosesseer ergens, en as jy nie in die dag dit vakansie gee nie, gaan hy nou maar in die aand, wanneer dit stiller raak, dit begin doen. En dis wat ons kry, wat ons ken as ons gewone mense nou nie, is oordink. Dis waar ons begin oordink aan goeders. En verkeerdelik, neem ek aan, is ons manier om oordink te stop deur die skerm aan te sit en dan maar iets te kyk of iets te lees of iets sodat my brein net nie in hierdie oordink stres en Hmm. angs ingaan nie. Is dit korrek? Hmm. Dis die verkeerde manier, die Ja, verkeerde ene wat ons doen. ja, en min weten dat daai skerm jou sirkadium
golwe aktiveer in plaas van om hulle rustig te maak. En dan sal jy gewoonlik vind dat jy so miskien 4 ure na jy gaan slaap het, jy weet, of eintlik 3 en 'n half ure of 4 en 'n half ure na jy gaan slaap het, dan sal jou brein jou wakker maak, want dan het hy dan sy ritmes heeltemal af. En om daarna weer te gaan slaap, dit is 'n vreeslike moeilike proses. So jy weet, ons kan definitief 'n gesprek hê pertinent net oor slaaphigiëne, wat ek meen dis wonderlik wat ons in 2025 weet hieroor. So daaroor kan ons gesels, maar daai blaai uitstel of scrolling, jy weet waar jy hulle noem dit kort vorm wat doen mense dit short form content wat jy inneem. Wat dit beteken is dat jou brein kan nie 'n storie aan mekaar sit nie. Jy kyk gou 'n video, volgende ding is net 'n statiese post. Dan kyk jy weer 'n video, dan kyk jy net 'n statiese, jy weet, 'n prent wat opkom. Jou brein word dan amper gebombardeer met te veel stimulasie. Maar jy doen dit tog want jou dopamien skei af as dit gebeur. Blaai uitstel of scrolling is daar vir 'n rede. Jou brein vind dit vreeslik jy weet, interessant. En dit maak hom wakker en dit laat hom lekker voel tot dit hom nie meer laat lekker voel nie. Ja, maar sien, dis nou presies Ja. wat ek wil sê, is dat mense sal vir jou sê, ja, Madorika, ek het dit nodig en dit laat my ontspan. En ek wou nou net gesê het, maar dit het dan nie dieselfde effek as wat verslawing op jou het nie. Dis mos al bewys, Heeltemal. tyd is maar dieselfde effek op jou brein as wat heroïne op jou brein kan hê. 100%. Jy weet, daar's ander forme van, jy weet, wat 'n mens doen in die aand en nie enige van hierdie forme is noodwendig gesond vir jou nie. Daar's ene wat hulle noem die stille skreeu uitstel. So dis 'n interessante ene. Maar dis basies waar jou brein amper rebelleer teen wat hierdie dag gebeur het, waar jy net stilweg weier om te gaan slaap en jy in enige aktiwiteit sal betrokke raak, soos om skielik jou huis te begin uitsorteer of om skielik te begin werk aan jou quote-unquote side hustle. Jy weet, waar jy skielik nou jou eie besigheid wil begin want jy wil besluit om, jy weet, addisionele inkomste in te win en jy gaan dit doen deur om 'n besigheid te begin. Nou hierdie is hoë orde denke wat jou brein in moet betrokke wees om hierdie klas van goeders te doen. Kreatiewe ontsnappingsuitstel is waar jy skielik aan die joernaal gaan of aan die skilder gaan of aan die teken gaan. En jy sien altyd in die flieks daai persoon met die wille hare wat in die nag hierdie vreeslike goeters verf en hierdie groot canvases vasvat, jy weet, in die nag in. Nou dit is 'n vorm van waakuitstel. Jy weet, en dan natuurlik is daar die verdowende, jy weet, uitstel wat tipies te doen het met aanlyn inkopies doen. Jy weet, 'n mens, ek dink is baie interessant as jy 'n aanlyn winkel het en jy word wakker die volgende oggend, dan kan jy sien wie almal deur die dwarste in die nag gekoop het aan jou winkel of by jou winkel, nê. En dis alles goeders wat ons doen net om beheer te kan terugneem. En jy weet, vandag is nou nie 'n filosofiese gesprek nie, maar dit sê baie oor wat in ons samelewing aangaan en hoe min onus mense het en beheer hulle regtig voel oor hulle lewens. Wat is hierdie soeke na beheer? Het beheer nie in elk geval met te doen soos met ons gevoel vir angstigheid en stres nie. Dis wat want ek neem aan as jy nou so sê beheer, om dit ook te bewoord is as al hierdie goeders wat mense doen in die nag, is omdat ons probeer die angs stil kry. Ons probeer die afwagting van die wat as wegkry uit ons lewens uit en die stres. Hoekom is beheer so 'n groot ding vir ons? Want in effek, as jy regtig eerlik begin kyk na die wêreld, besef jy hoe min beheer het ons regtig oor wat om ons aangaan. En ons het hierdie gesprek gehad tydens die kledinggesprek. Jy dra wat vir jou beskikbaar is in die winkels. Jy eet wat vir jou beskikbaar is in die winkels. Jy gaan werk toe wanneer jou baas sê jy moet werk toe gaan en jy gaan huis toe wanneer hy of sy sê jy moet huis toe gaan. Jy neem in op sosiale media wat ander mense daar buite sit vir jou. Dis slegs mense wat miskien hulle eie groentetuine by die huis of op die plaas het, of wat hulle eie klere maak, of wat self besluit hulle maak byvoorbeeld musiek, of hulle lees eerder boeke wat hulle kies, of wat ook al, wat regtig beheer uitoefen oor hulle lewe, en selfs dan het jy nie volkome beheer oor jou lewe nie. En waakuitstel is 'n verskriklike interessante fenomeen wat ons nou in die sielkunde sien. Mense kom sien jou pertinent om hierdie ding uit te klaar, want hulle besef, jy weet, as jy eers die verkeerde
reeks begin kyk op die TV. Nou ek sê verkeerd met 'n quote-unquote tongue in cheek, nê? Want as daai een episode goed was, jy kan hom nie neersit nie. En voor jy weet, het jy 11 episodes dwars deur die nag gebinge en dan het jy groot moeilikheid die volgende dag. Lorika, ek neem aan die hele punt van die gesprek is dat as hierdie dinge begin oorneem in die nag, jou lewe, dan soos enigiets, soos ons nou gesê het van verslawing, enigiets, gaan dit begin om jou lewenskwaliteit te affekteer. Kan ons net gesels om mense te herinner oor hoe lyk dit wanneer jou lewenskwaliteit geaffekteer word? Want ek dink baie mense gaan nou luister en sê, ja, okay, maar ek kyk net tot 2 die nag, maar en dan, ag jy weet, as ek môre gaan ek maar weer aan en dan vanaand kyk ek weer en dit voel vir my dat dit ontspan my, soos ek net nou gesê het. So, hoe lyk dit wanneer iemand se lewenskwaliteit geaffekteer word? Wel, ek wil 'n bietjie neurowetenskap hier inbring, so ons kan eers daaroor gesels en dan kan ons oor die groter prentjie gesels. Wat hier gebeur is wanneer jy in so 'n moe of emosionele plek dis bietjie soos 'n hamster wat in 'n wielietjie hardloop, nê? As jy nou die hamstertjie is wat op hierdie wielietjie geklim het, waar jy die waak uitstel in die slaaptyd lokval beland, nê? Wat dan gebeur is die prefrontale korteks, dis hierdie deel voor in jou brein wat hier by jou voorkop sit. Hy skakel basies af. En dan skakel dit jou limbiese koneksie aan. Nou die limbiese koneksie is so mooi hoe die brein ontwerp is. Hy sit reg in die middel van die brein. Maar wanneer jy in emosiebrein in beweeg, dan sukkel jy om jou impulse te beheer. Jy sukkel om besluite te neem. Jy sukkel om rasioneel te dink in verhoudings en by die werk en met die mense om jou. En jy kan nou net dink wat die impak is wanneer jy in emosiebrein begin optree. En dit kompliseer die lewe op 'n baie diep vlak. So dan begin al die wielietjies afval. Dan begin jy ophou om gesond te eet en jy connect nie meer met mense nie wat die basiese menslike behoefte is. En jy eindig op waar dan begin jy in die langtermyn regtig ernstige probleme optel. So ons sê nou nie, ja, totaal. Dan kry ons simptome van depressie en angs en eintlik deel ons nie dan met depressie en angs nie. Ons werk met 'n ongesonde leefstyl. En dis ongelooflik hoe baie gevalle ons kry in terapie waar die persoon lyk klassiek asof hulle depressie het. Maar dan kyk ons net na basiese gevalle in hulle leefstyl en die oomblik wat hulle dit uitsorteer, dan los dit letterlik daai depressiewe of angstige simptome op. So dit kan baie ernstig raak. So vreemd om dit te hoor, want ons almal praat oor slaap. En soos jy net gesê het, slaaphigiëne en hoe belangrik slaap is. En ons almal herhaal dit vir onsself en sê dit vir onsself en sê dit vir ons kinders en sê dit vir ons vriende, onthou slaap is belangrik. Maar omdat ons dit niemand volg nie, as gevolg het die omstandighede waarin ons bly. Ons praat gou net 'n klein bietjie gevlugtig net gou oor slaaphigiëne. Wat is die regte manier? So ek is nogal passievol hieroor. Dis regtig 'n gesprek, 'n hele gesprek op sy eie, maar kom ek gee vir julle 'n bietjie net konteks hieroor. Ons behoort almal professionele slapers te wees. Want slaap is die fondasie van alle welstand. Jou brein en in daai Inside Out flieks, beide van hulle, wys dit so mooi wat die brein doen terwyl jy slaap. Hy het 'n vreeslike belangrike projek wat hy mee besig is in die aande terwyl jy slaap. En as jy nie slaap nie, kan hy nie daai boublokke in plek sit nie. Maar gesonde higiëne, die puriste sal vir jou sê, as jy 8 uur in die aand wil gaan slaap, moet jy al klaar 11 uur die oggend klaar eet. Want jou liggaam is dan eers klaar gemetaboliseer, né? Dan sê hulle ook, die temperatuur in jou kamer moet 17.5 grade wees. Dan sê hulle ook dat dit moet pikgietstuk nagdonker wees in daai kamer van jou, né? En dan kan jy nie moontlik aan 'n selfoon of 'n skerm raak voor die tyd nie, want jou brein kan nie wanneer jy nou lekker rustig gaan bad en afskakel, nou weer aan die gang kom en ons sit weer al daai fakulteite aan nie. Dis bietjie soos om 'n vliegtuig te kry wat sopas te lande gekom het en net sy op die grond raak, dan begin ons al weer daai engines opvuur en ons sê nee, kom nou moet jy weer opstyg. Maar hy het nie die lang aanloop gehad wat hy nodig het om suksesvol op te styg nie.
Maar jy mag goed soos lees doen. Jy mag lees. Ek bedoel, ek lees my hele lewe lank voor Ja, bedtyd. So mag 'n mens so ja. iets doen. Kyk, die lees is op 'n veral dit moet dan op 'n papier wees, want die papier het nie daai blou lig wat terugweerkaats in jou optiese senuwees in wat die brein aanskakel nie. So as jy met 'n baie dowwe lig 'n boek kan lees, natuurlik nie om jou oë seer te maak nie, dan is dit fantasties. Okay, En so dan nou, ontspan die brein. dan ontspan die brein. Dis die punt. Die punt is om die brein te laat ontspan vir 'n goeie nagrus sodat jy nie weer wakker word nie. Dit is wat ons hier probeer sê. Presies. Dat jy moet jou Presies. slaaphigiëne moet jy volg, jy moet 'n balans hê voor jy bed toe gaan en niemand sê jy mag nou nie ietsie op YouTube kyk of jy mag nou nie iets kyk nie. Dis nie wat hier gesê word nie. Dit gaan oor die balans en die tyd uitwerk. En ek Wel, amper so half dit is dalk wat hier gesê word. Ja, ek dink ja, maar ons gaan kyk, kom dalk ons wees nou maar kontroversieel eerlik, gaan dit dalk gaan op nou nie tone gebeur. trap. Yes. Maar dis Ons dalk almal presies wat weet. ons sê. Maar kom ons sê jy Ja, kyk aan tot 7 uur die aand, dan nou al die videoetjies wat jy wil ja. of 8 uur, as die 'n Ou kinders aan die bed is, storieetjie, gee jy ja. jouself 'n uur. Kyk jou goedjies Ja, en so, maar ja, dan kan jy nou gaan stort en dan maak jy nou alles klaar en dan is jy nou ja. rustig. Dit wat ons probeer sê is dat 'n skedule vir slaaptyd, wil ek nou sê, gaan vir jou help waak teen die uitstel van slaap. Ja, en dis 'n intentionele proses omdat slaap so belangrik is. Ek dink die navorsing toon jy moet so ure en 'n half voor jy wil slaap in die bed met daai blou skerm af wees. En dan kan jy dit van daar af vat, ja. Ja. Okay, maar ek bedoel, hoe erg kan dit nou wees? Hoe erg kan ek bedoel, wat se kan dit nou nie, dit gaan jy tog nou nie, gaan dit jou siek maak? Hoe erg kan dit nou regtig wees? Sê ek wat desperate antwoord soek wat Ja. graag nog steeds my goedjies wil kyk in die nag. Ja, maar jy weet dit gaan daaroor om daai onmiddellike gemak te verruil wat ons doen vir langtermyn welstand. Jy weet daai immediate gratification wat ons dan op sy sit vir 'n tydperk. En jy's heeltemal reg. Ons sê definitief nie hier dat jy moet nou nooit weer in jou lewe 'n YouTube video kyk nie. Maar wees intentioneel oor watter tyd van die dag jy dit kyk en maak tyd daarvoor. As jy dit geniet om byvoorbeeld potgoeie te kyk op YouTube of om jou gunsteling reeks te kyk, maak intentioneel tyd daarvoor, stel dalk 'n wekker, kry 'n accountability buddy, miskien het jy 'n eggenoot of 'n vriend of 'n maat wat saam met jou woon, dan sê jy luister, as daai wekker afgaan, dan moet al rokkel jy daai skerm uit my hand uit, dan gaan ons dit doen sodat ons onsself hier kan begin help. Ja, totdat jy sterk genoeg voel om dit self te doen. Maar jy weet, en hier wil ek ietsie sê wat baie help altyd. Vind jou hoekom. Vind Ja. hoekom jy dit wil doen. Want die oomblik wat jy jou hoekom het, en hierdie is ook deel van, jy weet, hoe om hierdie goeters te hanteer. Hulle sê mos name it to tame it. Noem hoekom dit nodig is vir jou om hierdie vir jouself te doen. Maar maak ook tyd. Ek het byvoorbeeld 'n vriendin wat in die nag begin sy huis opruim. Maar verwoed hoor, dat haar bediende die volgende dag by die huis kom en vra, maar wat moet ek nou doen? Want hierdie huis is so netjies. En jy weet, na lang gesprekke met haar eie terapeut het dit uitgekom dat die de mekaar huis stoot haar kortisol in haar brein so op, dat sy so gestres is, as sy wakker word die volgende oggend, in die tydperk voor haar, ons noem dit mos die home executive opdaag, dan stoot dit haar stres dat haar hele dag te mekaar is. So dit is wat gebeur in die aand met tydens haar waak lokval, nê? Nee? En vra jouself af, hoekom is dit nodig dan dat ek dalk in die skoonmaakproses gaan maar ek moet vir myself 'n wekker stel en sê ek kan nie later as dan nie, want dan moet ek rustig gaan bad, dalk 'n paar bladsytjies in my boek lees en dan moet ek rustig gaan slaap. En uitvind, hoe kan jy 'n kompromie aangaan om jouself tog te eer, alleen tyd te hê, jou opruim, scrolling, wat ook al jy dit wil noem, te doen, maar ook agter jou brein en jou slaaphigiëne te kyk. Rika, hoe groot rol speel ons vrees vir daai rondrol in die bed en nie in die slaap kan raak nie en eintlik nie wil tyd saam met onsself spandeer nie, want ons hou nie van ons eie gedagtes nie. Dit speel 'n baie groot rol en soos ek net nou genoem het in die oorsake hiervan, is as jy sukkel om te slaap in die aand, is dit regtig nodig dat jy met iemand gaan gesels daaroor en gaan vind uit, want wat jou brein doen is hy hou jou wakker wanneer jy onopgeloste dinge het wat jou pla. Of, soos wat ek en jy al wel voorheen genoem het, wanneer jy nie jou doelwitte bereik of jou potensiaal bereik in die lewe nie.
dan gaan jou brein jou wakker hou, want jy's besig om jouself te bedrieg deur om nie trou te bly aan jouself nie. En alles is so holisties met mekaar, hou dit so mooi verband, en dit sê ek en jy die hele tyd. Jy weet, alles het 'n koneksie met mekaar en het 'n verhouding met mekaar. Ek Ja. wil net, ek weet ons kan nie, jy skryf nie medikasie voor of enigiets. Ek wil net vlugtig die gesprek hier voer oor mense wat regtig, as ons nou praat van insomnia, as jy nou 'n siekte het waar jy sukkel om te slaap. En dat ek baie keer is dit my nog ontstellend hoe mense sal sê ja, maar hulle is te bang vir 'n slaappil of so iets, want hulle voel hulle gaan vir ewig dit moet drink en so. En ek wil soms net vir mense gerusstel dat die medikasie het so verander dat jy kan net net om weer in 'n patroon te kom, weer te slaap, dat jou lyf weer slaap ervaar. Want ek weet nie of jy ook 'n idee dat mense is so bang om iets te probeer om te slaap. Iets wat dalk nou maar meer chemies is, want hulle het een of ander verskriklike idee van swakheid of verslawing, wat nou ironies is oor die gesprek. Ja. Kyk, en ek sê dit altyd, jy weet, medikasie en professionele behandeling is daar vir 'n rede. En mense spandeer biljoene dollars 'n jaar in navorsing op hierdie medikasies om te verstaan hoe dit werk, hoe maak dit ons hoe help dit ons, hoe maak dit ons beter. En hier wil ek graag 'n bemagtigingsboodskap stuur aan almal wat vandag kyk of luister, nê? Nee? Jy's in die bestuursposisie wanneer jy 'n professionele persoon gaan sien. Want ook, dis nodig dat jy in daai bestuursposisie is, want jy moet verantwoordelikheid vat vir jou eie welstand. Ek sê dit so baie dat mense word slagoffers van die geestesgesondheidsmasjien. En hulle dink, ons gaan sien 'n psigiater en ons sien 'n sielkundige en as ek al hierdie bases gecover het, dan gaan ek beter word. Maar dan neem hulle nog steeds nie verantwoordelikheid vir hulle swak keuses wat hulle maak by die huis nie. En wat ek daarmee bedoel is, gaan sit voor 'n psigiater of voor 'n dokter of voor 'n sielkundige en sê, luister, hierdie is my doelwit, dis wat ek wil bereik. Ek wil sonder mediese, wat ek sê, intervention of so, wil ek graag kan slaap. Hoe gaan ons daar kom? En wat baie keer gebeur is, jy moet dalk initieel op 'n slaappil gaan, om jou liggaam te help om te begin reguleer, om jou ritmes weer in plek te kry. Maar dan sê jy vir daai dokter, dat ek gee hierdie X hoeveelheid maande, of wat stel jy voor, en dan gaan ons hiervan probeer afkom. En dan kan jy self begin besef, wat ek baie vind met die gesprek oor antidepressante in my praktyk, is mense is baie bang initieel daarvoor, en met goeie rede. Baie van die medikasie, veral die ou medikasies daar buite, het slegte neeweffekte gehad. Maar dan wat hulle vind, wanneer hulle op die medikasie is, het hulle skielik hierdie splinternuwe perspektief oor die lewe. En hulle begin agterkom, maar hoekom het ek so gesukkel voordat ek net op hierdie medikasie gegaan het? En dan sukkel jy amper om die persoon weer van dit af te kry, nie omdat hulle nie wil nie, maar omdat dit so goed werk. Jy weet wat ek bedoel. En dan hoef jy nie, jy weet, dan is dit regtig dis 'n persoonlike dialoog wat jy met jouself voer. Dis 'n dialoog wat jy met jou sielkundige of jou dokter voer. En wat jy vir jouself afvra, miskien gaan jy dan van 'n X milligram tot 0,5 milligram en dan kyk jy hoe dit werk. En dan kan jy dit bestuur en jy vat dit dan van daar af. En dit is 'n vreeslike unieke en jy weet spesiale unieke situasie vir elke nuwe persoon. Ja, En 'n natuurlik. ervaring, absoluut. Ja, die groot ding is, dit voel asof mens van die punt af gaan, as mens nou praat oor uitstel, jou slaap uitstel, maar ek dink dit is deel van die probeer beheer kry en van die redes hoekom mens slaap uitstel, is omdat ons probeer 'n manier kry om of iets te probeer vermy, en selfs al is dit dan iets soos, ek het 'n slaapprobleem en ek wil nie medikasie vat nie, so ek probeer enigiets anders, en dan slaap ek in elk geval sleg, en dan gaan alles in elk geval verkeerd, en dan dink ek het nou maar depressie, en dan mense aanvaar mos ook, duidelik het ek depressie, so dan is dit nou maar so. En in sekere gevalle, en dis baie hartseer, is dit vir mense nou maar die einde van dit is erg en dit is so, maar Jessie, in baie gevalle is dit, jy kan iets omtrent dit doen. Jy kan aan jou slaap iets doen, jy kan aan jou uitstel iets doen, jy kan, soos jy sê, eienaarskap neem van wat jy kan doen, die rol wat jy kan speel, en die boring antwoorde gaan altyd voor jou deurkom. Reg eet, water drink, reg bestuur, aktief besluit hoe jou dag gaan wees, aktief besluit wat gaan jy omtrent dit doen,
maar ons bly Ja. mense en niemand wys die vinger nie. So ons is almal menslik en ons verstaan dit, maar slaap gaan ons kwaai wees oor. Nellorika, slaap is ons kwaai Ons oor. gaan. Ja. Dis die plek waar jy moet ophou met sukkel. Dis daarmee mors jy nie. Jou slaap is fundamenteel belangrik vir letterlik elke liewe afdeling van jou lewe. En dit hou verband met hoe gesond jy eet, of jy genoeg oefen, wat se stof jy kies om in te neem, emosioneel, kognitief, fisies, alles. Maar slaap is nie onderhandelbaar nie, omdat dit die fondasie van alles is. Maar saam met dit wil ek ook sê, weet, jy moet sê, of jy moet kan erken as jy 'n probleem het. En saam met dit moet jy ook wel mikro-ektyd kan skeduleer vir jouself. Jy weet, om terug te kom by die slaaptyd lokval wat ons nou oor praat. Dan skep 'n rustige maar vervullende nagroetine. En vervullend, hoor wat het ek hier gesê. Dit moet tog vervullend wees. As jy dit geniet om jou YouTube videoetjies te kyk of om 'n reeks te kyk, maak tyd daarvoor, wees intentioneel daaroor. Want daar's ook tog iets daarin wat jou siel voed, jy weet. Gebruik dan die 5 minute reël of die 10 minute reël en stel vir jouself 'n wekker en maak seker dat jy dit doen. En dan herdefinieer slaap as 'n vorm van bemagtiging. So baie mense verhoed om te slaap, maar raak nuuskierig oor jou slaap. Hoe lyk jou slaap? Slaap jy genoeg? Slaap jy ononderbroke of word jy wakker deur die nag? Hoekom word jy wakker deur die nag? As dit is omdat jy toilet toe moet gaan, vind uit of jy dalk, jy weet, 'n water, jy weet, storie het, of wat ook al jou fisiese biologie is. Moet dan eerder nie tee of koffie drink net voor jy bed toe gaan nie. Hou op om vloeistowwe in te neem. Maar met ander woorde, wat ek eintlik vir mense wil uitnooi, is jou slaap kommunikeer met jou. Hoe jy slaap, praat met jou. Gaan sit en luister. Vind uit. As my slaap so is, wat sê dit vir my? En hier is waar dit regtig help om 'n professionele persoon te sien. En julle sal sien ook, ek het 'n hulpbron op my webtuiste gesit wat help teen hierdie jy weet, hierdie wakker bly lokval wat ons in betrokke is. Gaan bietjie daardeur, werk bietjie deur die prompts wat ek daar opgesit het. Gaan vra jouself af hoe lyk die skedule, en daar's ook 'n hele paar hulpbronne waarop jy kan betrokke raak of kan gaan kyk wat jy daar kan doen om jou te help. En bemagtig jouself, maar jou slaap praat met jou. Dan ook joernaal oor die dag se emosies. Hierdie is so belangrik. Gaan kry dit uit. Hulle het 'n manier van joernaal, hulle noem dit oggendblaaie of morning pages, nê? Maar jy kan dit in die aand ook doen. Gaan doen 'n brain dump. Gaan vat alles wat daai dag gebeur het en gooi dit net op 'n papier. En dan sê jy vir jouself, dit is waar dit, jy weet, dis waar ons dit los. En dan die laaste punt wat ek hier wil noem, en hierdie gaan absoluut belaglik klink, maar kan nie vir mense sê hoe suksesvol hierdie is nie. Onthou, jou brein is soos 'n nuwe hondjie. Die nuwe hondjie moet geleer word om buite te piepie en te eet op 'n sekere tyd en sy voetjie vir jou te gee voor hy eet en al daai goedjies wat ons hondjies leer. Jou brein is presies so. In die nag as jy wakker word en jy sukkel om weer te slaap, sê jy vir jou brein, ek sien dat jy 'n behoefte het om die dag te prosesseer. Ek erken dat jy hierdie en hierdie goeters nou wil kyk, maar nou is dit slaaptyd. So nou gaan ons slaap. En dan fokus jy intentioneel op om te slaap. Dis ongelooflik hoe jou brein vir jou luister. Dis merkwaardig. En ironie is, Lorika, die hele gesprek gaan oor ons soeke na beheer. En hier gee jy nou sopas absolute advies oor neem beheer. Hou op om eintlik te wag dat beheer van uit die lug uitval. Neem dit op die regte manier beheer. Moenie probeer om op ander maniere beheer te neem. En dit is tog die punt van die gesprek. Ja. En haal jou brein uit die bestuursposisie uit. Klim jy in die bestuursposisie. Wat is jou behoeftes? Wat het jy nodig? Wat wil jy hê? Wat is vir jou die absolute beste? En sê vir jou brein, nou Pally, gaan jy vir my begin luister. Mense, as julle enige vrae het, dan kan julle e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Lorika Fix, sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is saam met hierdie gesprek beskikbaar en wat sy nou gesê het, daai wat sy nou vertel het, die punte wat sy op haar webwerf het, sal ook hier wees by die gesprek, so julle kan gerus daar gaan kyk. Dankie dat julle ingeskakel het en gekyk het. Deel die gesprek, mense, almal van ons het nodig om net weer te onthou hoekom is slaap so belangrik. En ja,
soos altyd, onthou, kyk mooi na jouself.